So met vanmôre se diens sal dit altyd wees die grootste gebeurtenis. Ons het so baie getuienisse van mense wat gesterf het, mense wat al opgestaan het uit die dood uit. Wie is getuienis van mense wat weet, mense wat ek weet wat dood was en wat lewendig gemaak is? Julle sal dit nie glo nie, maar in my eie huishouding hier teenwoordig vandag is daar 2 mense. Een persoon wat 2 keer dood gegaan het, 2 keer teruggebring is. Dis my eie vrou. Dan het ek 'n dogter vandag hier, wat ek amper kan sê ook 2 keer. Een keer toe sy gebore was, vir amper 15-20 minute kon sy nie asem kry nie. Ek in my halfdronk toestand skree vir God, laat haar lewe in my benoudheid. En dan kom 'n bol bloed uit en die kind lewe. En dan moet sy verder getuig, nie ek nie. Was daar 'n dag in haar lewe ook, waar sy 2 keer, die persoon het ons huis ook kom besoek na die dag, het die Here hom ook gebruik, maar is hoewel die 2 keer teruggebring, van die kake van die dood af, net betyds. So wat ons vandag hier kan sit, as lewendige getuienis. Ek wil u vertel dat ek en jy, baie van ons was almal dood. It's not something that you had to go physically, maar almal van ons was geestelik dood en verlore. En die meeste van ons, en ek glo die grootste klomp van ons wat hier sit, het die getuienis van die opstanding van Jesus Christus in hulle lewe. Hulle het die volle woord van God wat gesê, jy moet gebore word deur gees, water, en ek sit by bloed, Johannes 3 en 1 Johannes 5, dat ek en jy deelagtigheid geword het aan die opstanding van Jesus. My temaatjie vanmôre is 'n skrifgedeeltetjie of 'n versie, en my vraag aan u vanmôre, Lukas 24, van 'n vers 5 af, of van vers 5, die versie vers 5, wat sê, toe hulle hom soek en hulle hom kry, en toe hulle vra, waar is hy? Weet julle waar die meester is? Sê hy hierso, en dis my tema, waarom soek julle die lewende by die dooies? En ek het die vraag gaan omdraai in 'n ander een, ek sê, wat soek die lewendiges by die dooies? Halleluja. So ek moet my evangelistiese hart bietjie terughou vandag en met u kom praat oor God wat wil hê ons moet daardie lewe in sy volheid belewe, die volheid van die opstanding, nie net 'n sekere gedeelte. God wil alles laat verstaan. Nou, ek moet begin om vir julle in kortliks bietjie samevattend wat ek nou gegaan het, want jy weet, as ek iets wil lees oor 'n onderwerp, byvoorbeeld die opstanding van Jesus Christus, dan gaan lees ek dit nie net in 1 hoofstuk, byvoorbeeld net in Lukas nie. Julle weet dat die opstanding van Jesus Christus is in al 4 die eerste evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, al 4 beskryf die grafinsident of die graf wat leeg is. Kan jy vanmôre jou hand oplig en sê, Here, dankie dat die graf leeg is. Dankie dat die graf leeg is. Dankie dat jy gesien het, daar's nie meer 'n klip wat die graf toehou nie. Dankie dat jy in jou eie lewe kan raak sien, dat daar 'n klip was, wat jou verblind het, so wat jy nie kan sien nie. Want dit is eintlik eers na die opstanding, dat Jesus hulle oë geopen het, so wat hulle kan sien. Want hulle het nie eintlik die woorde van Galilea verstaan, en ek weet nie hoekom het hulle dit nie geglo nie, toe Jesus vir hulle gesê het, hoeveel keer vir hulle gesê het, luister, ek het gekom om dood te gaan, om gekruisig te word, en op die 3de dag sal ek opstaan. Ouens, jy wou nie weet
Jy wou nie weet nie, lyk my dit maar toegegee op die kruis. Na die woorde van hierdie fariseërs en die woorde van hulle wat hom uitgedaag het om af te kom van die kruis af. Het hulle hom uitgedaag en miskien het hulle maar gedink, hy is nie regtig wie hy sê hy is nie. Hy is maar net 'n ou wat homself oorgegee het om dood te gaan. Maar ons weet nie so lekker of hy regtig die seun van God is, wat sê hy is, dat hy uit die dode sal opstaan nie, want daar's nie baie wat uit die dode uit opstaan nie. Hulle het nie die getuienis daarvan nie. Die ergste van alles, hulle het gesien hoe Jesus Lazarus opwek uit die dood uit. Die dogtertjie van Jairus sien uit die dood uit opgewek word. Maar hulle glo nie die seun van God kan opgewek word nie. En jy weet wat vang my vanmôre is dat die Here se timing presies sy timing was nie. Hy het nie 'n dag nadat hy gesterf het opgestaan nie. Hy het nie 2 dae nadat hy opgestaan het nie. Hy het op die 3de dag opgestaan. En hy het opgestaan op die 1ste dag van die week, in die oggend vroeg. Dit was vroeg, party sê dit was bietjie donker, maar die skrif sê net so voor sonsopkoms, toe Jesus Christus besoek by die graf. Maar die graf was leeg. En by hierdie graftoneel is daar verskeie dinge. Die Bybel sê dat daai klip is nie weggerol deur menslike hande nie. Hy is nie opgewek deur menslike krag nie. Hy is opgewek deur die dynamo krag van die Heilige Gees. En die Bybel sê die engel het gekom en daar was 'n aardbewing. Besef jy, daar was 'n aardbewing by die kruis en daar was 'n aardbewing by die opstanding. En daardie graf, jy weet, daai 2 manne wat die graf moet oppas, het geril en gebewe. Hulle het geshake, like you cannot believe it. Hulle was soos dooies. Ek dink hulle het daar een kant gelê en flou gelê. Toe daardie teenwoordigheid van God, daardie steen tref. En wie het 'n getuienis vanmôre van daardie gebeurtenis in jou lewe, toe die bonatuurlike God uit die hemel uit die Heilige Gees gebruik het om die steen van aanstoot, die steen van ongeloof en twyfel en onsekerheid uit jou lewe verwyder. Die krag van sonde, kragteloos kom bevestig het, nie net op die kruis nie, maar 'n tweede keer deur die graf. Halleluja. Want die oorwinning lê in die opstanding, nie so seer in die kruis nie. Aanhalingstekens. Die krag lê in die geloof van die opstanding. Want sou jy glo in die kruis, maar jy glo nie in die opstanding nie, is jy verlore. Maak nie saak hoeveel keer jy Jesus bely as die gekruisigde nie, sal jy hel toe gaan, omdat jy nie bely het, Jesus Christus het opgestaan, nadat hy dood gegaan het nie. Is dit nie die waarheid wat die woord sê in Romeine 10, vers 8 tot 10, wat die Bybel sê, met jou mond moet jy bely, met jou hart moet jy glo. Wat moet ek glo om gered te word? Glo dat Jesus Christus opgestaan het uit die dode. Jy sal nie die woorde kry kruis nie. En dit is nie so dat ek vanmôre met hierdie uitsending wil sê dat die opstanding meer werd is as die kruis nie. Maar sonder die kruis was daar nie 'n opstanding, sonder die opstanding was daar nie 'n kruis nie. Daar's 2 gebeurtenisse. Dis jammer dat ons net die kruis vanmôre vier by die nagmaal en die herinneringe. Maar die tweede keer hoekom ons nagmaal vier vanmôre, is dat ek jou wil herinner van die kruis wat verder gestrek het, 3 dae later, bevestig is deur die opstanding. Daarom beteken dit vir my min of meer niks, 0,
vir iemand wat glo, maar daar het nie 'n nuwe lewe in hom 'n werklikheid geword na die kruis nie. Jy moet gebore word uit gees, water en bloed. Jou gees moet lewendig gemaak word. Die dood en die vrees vir onsekerheid en dood is verwyder. Dis een van die grootste dinge wat God kom vasnaal het op Golgotha. Die bewys daarvan deur die opstanding is dat die mens die sekerheid het dat hy van hier af sal uitlewe en by Christus Jesus sal inwoon. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar wag net 'n bietjie. Nee, hy het nie gesê wag wat ek opstaan nie. Was reeds net paradys toe. Maar in die opstanding het Jesus Christus die deur oopgesluit. Het Jesus die deur oopgesluit vir alle nasies, volke en tale, sodat hulle ook in 'n nuwe lewe kan wandel. En dan vra die Here by my en by jou, wat is tog die rede waarvoor sal jy jouself laat doop? En ek spring sommer reguit hier weg na 1 Korintiërs 15 vers 29 en 30, maar 29 wat sê, wat laat jy jouself doop vir die dood as die dooies hoegenaamd nie opgewek word nie? Wat laat jy jou doop? Wat laat jy jouself doop as Christus die Jesus in jou gestalte moet neem nie? En dit is die bewys daarvan, is die kruis is bewys van 'n opstandingslewe. Kyk, alles het nuut geword. Die ou dinge is verbygegaan. Mens leef nie meer soos jy gelewe het nie. Die krag van die opstanding lê in die verandering van die individu. Die kerk is gebore uit deur die erkenklikheid. As jy mooi gaan kyk, het niemand hom regtig erken nie. Maria Magdalena het gesê, dis die Here en my God, en sy het voor sy aangesig en hom aanbid. Dan was dit die Thomas die sogenaamde ongelowige, wat sy hele lewe amper net so getwyfel het. Maar wat vir my verstommend was, ek wil net terugkom, dat hy wat Thomas is, gekom het en wat het hy gaan doen? Thomas het gekom en hy wou sien, hy wil weet van die kruis. Maar wil hy nie maar net gesien het, die bewys lê in die opstanding. En daar val hy neer, as die Bybel sê, in Johannes, praat hy van het 20 vers 29, praat hy van daar waar hy sê dan, vir Jesus, hy sê my Here en my God. Skielik gaan dit oop vir hom, en erken hulle. Niemand het Jesus regtig nog as God regtig gesien, even nadat hy gekruisig is nie, baie min, daar was wat geweet het, maar dit is na die kruis, wat die kerk, na die opstanding, dat die kerk gebore is, want wat sou die krag wees? Want toe sien hulle, dis waar wat hy gesê het, hy het gesê, as hy doodgaan, gaan hy opstaan, en hy het beloof, as ek doodgaan, kan ek opstaan, halleluja, en daarom embrace hulle die lewe, en die aanslaaf van hierdie lewe. Wie van julle vrees nog die dood? Dan moet God vanmôre daardie werk kom kragteloos stel in jou lewe. Jy hoef nie bang te wees vir die dood nie, want die Bybel sê vir my, Christus Jesus het die dood oorwin. Deur die bloed van hom as die lam en die woorde van sy getuienis. Die woord van die Here sê vir my vanmôre, en hy kan sê, jy kan die vraag vra, ongeloof, dood, waar is jou angel? Waar is jou oorwinning? Nothing can contain us. Nothing is going to keep us in a grave. Ek het 'n graflewe gelewe. Maar ek dank God deur die Heilige Gees is die grafdoeke deur God afgehaal en eenkant neergesit. Moenie jy weer die grafdoek optel en jouself toebind nie. Kry jou gedagtes skoon, reinig jou hart, hou jou hart suiwer en besef, die Here het jou verlos. Die Here het jou losgedraai uit die mag en die beheer van Satan. Jy staan vandag in die oorwinning en jy die oorwinningskleed. Ek het al gewonder waar Jesus die kleed gekry wat hy aangehad het toe hy verskyn het aan hulle. Dit maak nie vir my saak nie.
Maar Jesus het homself weer beklee met goddelikheid, het sy Vader hom beklee met goddelike heerlikheid. Jy en ek vanmôre is beklee met goddelike heerlikheid vanmôre. Jy sit as 'n verheerlikte, geregverdige, geheiligde kind van God. God dink nie klein van sy kinders, van wie hy lewe gegee het nie. Ek kom vanmôre en ek dink en ek sê, Here, wat wil U nog sê deur al hierdie skrifdele? Ek wil julle die storie vertel. Die Bybel sê dat, en nogal snaaks dat daar 3 vrouens, meer as 3 vrouens, dit was nie net Maria Magdalena en Johanna en Maria self nie, dit was ander vrouens. Snaaks genoeg dat die Here vrouens gebruik. En vrouens, ek wil vir julle sê, julle is net so kragtig in die Here as enige ander man. Prys, julle is die eerste broodjies wie die Here Jesus Christus gaan wys het dat hy opgestaan het. En dit is vir my ironies dat die ongelowige nie Thomas nie, maar Petrus, wat Jesus Christus verraai het, net voor sy dood. Toe hy hoor die vrouens sê, Jesus, amper af, Petrus, wat ek nie sê is die rots nie, maar Petrus wat dan ook die persoon is wat die Here Jesus Christus aangestel het, om die gemeente verder te vat, en die evangelie kragtig te versprei, onder die Jood. Later weet ons ook Paulus, hy het getwyfel. Hy is die een wat, hy het nie getwyfel nie, hy is die een wat hom verraai het. Maar hy is die eerste persoon, wat hardloop na die graf toe. Die Bybel sê nie, hy het geloop nie. Hy het gehardloop na die graf toe. En hy self, hy was die eerste manlike een, as ek het reg is. Dan praat van Kleofas ook ene, maar Petrus van die apostels, die eerste een, hy is die bevoorregte een om eerstehands te aanskou, dat Jesus Christus het opgestaan uit die dode. Geen verdere twyfel ooit weer by Petrus dat Jesus Christus is wat hy sê hy is nie. Prys die Here, en daarna weet ons het hy verskyn aan die 11, hy het ook verskyn aan 500 ander mense. Die krag van die hele ding gaan daar. Ons het getuienis van die opstanding van Jesus en is undeniable dat ons historiese dokumentasie het wat opgeteken is, baie ander argiewe van mense wat dit beskou, mense wat dit weet, mense wat dit proklameer, wat sê dat hulle die getuienis, hulle sal in 'n hofsaal getuig en sê, maar hulle het Christus. Die proof is in the pudding, want al 11 van die 12 is doodgemaak. Paulus het later bygekom, tel hom by. Maar almal is doodgemaak, sonder om eers 'n blink te gee, of 'n vrees, of 'n worry te gee. Hulle is doodgemaak. Ek sal nie sê met 'n smile op hulle gesigte nie, maar hulle het nie meer geworry wat hierdie lewe vir hulle sou inhou nie. Hulle het geweet daar's 'n lewe verder as die tydelike, die ewiglike hierna. Halleluja. En dis wat die Here Jesus doen. Met die eerste ding as hy jou red en jou verlos, hy gee vir jou sekerheid, hy gee vir jou hoop, saam met jou geloof in hom, dat daar is 'n lewe om uit te sien hierna. Prys die Here. En weet julle wat, hoe baie mense vandag sit vandag en worry oor wat met hulle geliefdes gaan word, of wat van hulle gaan word, en al daai worries. Moet jou nie worry oor die dood nie. Moet nie vrees vir die dood nie. Jesus het die dood oorwin. Ek en jy kan hierdie lewe met 'n smile vorentoe aanstap met sekerheid. Moenie worry hoe jy gaan doodgaan nie. Moenie worry wat jy gaan eet of wat jy gaan drink nie. Die Here sal vir sy kinders sorg. Amen en amen. Prys die Here. So daar's baie stories. Wie van julle ken nie die storie van die ontmoeting by die graf nie? Almal ken die stories. Party ouens sê 2 engele, party sê 1 engele, maar die waarheid is die waarheid. Dit was 'n bonatuurlike insident en die graf was leeg. En daar's baie stories vertel ewen onder die Jode vandag
en op die internet en op YouTube oral word daar 'n storie vertel dat sy disippels sy liggaam gesteel het. Hulle het een of ander storie. Hulle moet Jesus se opstanding, hulle kan die kruis nog vertel. Dis 'n moontlikheid, maar hulle moet net nie sê dat Christus Jesus het opgestaan nie. Hulle moet net nie, dis wat die duiwel juist doen met ek en jou vandag. Hy wil kyk of daar 'n opstanding is van Christus in jou lewe. Die oog van die wêreld is op jou gerig om te kyk of jy werklik opgestaan het saam met Christus Jesus, saam met hom gesterf het, saam met hom opgestaan het. Nou dit is ons getuienis, want hier is waar ons in die klei trap as kinders van die Here. Laat dit dan so wees, want ek kan nie meer leef soos ek leef nie. Ek bring altyd my bekende skrif aan, basies elke keer wanneer ek preek, bring ek Galasiërs in, ek sê, dan is ek mos dood vir die wêreld en die wêreld is mos dood vir my. Hoe sê ek is dood vir hierdie wêreld en sy begeertes, maar ek is nie dood regtig nie. Of die wêreld is nie dood vir my nie. Dink julle die wêreld sal ooit doodgaan vir jou? Dink jy die wêreld sal ooit ophou om jou te vervolg? Die Bybel sê as ek sê ek is 'n wedergebore kind van God, moet ek rekenskap gee. My rekenskap is nie net die kruis nie, dis maklik om die kruis te verduidelik. Maar die mense vra van die opstanding. Daar's die bevraagtekende gedeelte in jou lewe. Ek en 11 daai gesprek gehad, gisterand. As jy sê jy wil 'n voortreffelike amp hê in die koninkryk van die Here. Dis baie jammer dat kinders van die Here nie 'n voortreffelike amp eers naaste by dat baie nie wil begeer nie. Hoekom wil jy nie iets opneem nie? Hoekom wil jy nie gaan getuig nie? Is daar fout met jou? Die fout lê nie by God nie, die fout lê by jou wat nog nie jou lewe oorgegee het, so wat Christus in jou gestalte kan hê nie. Jy skaam jouself. Dis eintlik 'n goeie ding, want jy skaam jouself nog. Maar ouens, weet jy wat, ons moet iewers vir mense ook vertel. Ons is mense. Maar ons gaan lê nie in ons sonde as ons gesondig het nie. Ons lê nie in ons braaksels as ons gebraak nie. Ons staan op. Ons los die pele weer en ons keer terug na ons Vader in sy huis. I can understand that you will still struggle in this life. Ek verstaan dat ons gaan struikel. Maar 'n wedergebore kind van God lê nie. En hy laat nie toe om geskop te word nie. Maar om stil te bly en onerkentlik te bely is te sê, ek kan voortgaan met dit wat in my lewe verkeerd is, sonder dat God se lig daarop verskyn. Dis 'n probleem vandag. Getuig ons van die opstanding van Jesus Christus. So kan jy te sê, Jesus het gesterwe. Maar as jy nie gaan saam sê, ek het saam met hom ook gesterwe nie. Wie kan vanmôre sê, ek het saam met Christus Jesus gesterwe? Wil jy nie net gaan en maar die boekie gaan haal en gaan skryf en kyk nou of daardie Christus Jesus werklik in jou lewe. Hoe lank gaan die mensdom nog vat om sy kruis op te neem? Eintlik, wanneer gaan die mens opstaan vanuit 'n dooie gemors lewe en begin loop in 'n nuwe lewe? Want dis die rede hoekom die mense nie meer glo in Jesus Christus nie. Hulle verstaan, party mense sê, ek dink ons kan glo in die kruis, ons kan glo in die maar die proef mos in die pudding. Ek sien nie by die kinders van die Here enige verandering nie. En geliefdes, wanneer ons hier uitgaan vandag, moet ons daagliks 'n verandering, metamorfose ondergaan. Daagliks. You need let the light of truth shine upon your heart, convict you, and you need to confess, berouvol, moet jy erken en bely. En sê, Here, vandag moet U my verlos. Ons praat hier met verloste kinders van God. Verlostes wat uit 'n graf uitgekom het. Nie mense wat nog in grafte ronddwal soos dooies nie. Want die doderyk is plek vir dooies. Nie vir lewendiges nie.
Wat soek ek en jy, wat kinders van die Here? Dis my vraag vanmôre op hierdie kort boodskap. Wat soek ek en jy by die dooies? Ek gaan klaarmaak 1 Korintiërs 15, ek lees vir julle. Ek gaan net bietjie gou bevestig vinnig wat ek hier gesê het. Paulus kom in 1 Korintiërs 15 en sê, my broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat ek ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Hier's 'n evangelie wat jy kan aanneem met boldness. Moenie jy die change probeer maak nie. Moenie jouself probeer uit die graf probeer uitkruip of uitbring nie. Jesus Christus sal jou uit die graf uit laat opstaan. Hy gaan jou uit die graf uit laat uitkom. Die oomblik wanneer jy die graf wegskuip en sê, Here, ek skuif die steen weg. Ek gaan die steen laat wegskuif. Ek gaan toelaat dat die lig inkom, sodat u heerlikheid my hart kom bestraal. Prys die Here. Wie was oorval met donkerte die afgelope tyd? Donkerte in my finansiële toestand. Donkerte in my, soveel donkerte. Gaan jy toelaat dat donkerte jou lewe nou beheers en oorheers? Vertel die duiwel, jy is nie meer in die graf nie. Vertel hom, jy het nie 'n graf lewe wanneer jy hiermee uitsien nie. Jy het 'n ewige lewe van lig en werklikheid wat op jou wag. Dis tyd dat ons vir die duiwel sê, ons is nie meer nie. Dis tyd dat ons begin nou besluit, ons draai los wat ons so vashou in hierdie lewe. En daar's kinders van die Here wat nie glo in bevryding na die kruis nie. Hy het net mooi niks meer nodig om vry te kom van nie. Elke dag skoner en skoner wil ek wees. Halleluja, beklei ek vanmôre met jou. Waardeur julle ook gered word as julle daarin vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig. Of julle moet dan maar te vergeefs geglo het, want in die eerste plek het ek aan julle oorgeleer wat ek ook ontvang het. Christus, luister mooi, hier lê jou krag, vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Jy het nie meer verskoning om in sonde te bly nie. Jy het nie nodig dat sonde die klip moet wees en 'n klip wees vir jou nie. Die krag van sonde is gebreek in Jesus naam. He's got no more power and control in your life. Dis nie opgewek so wat Satan in my lewe in beheer kan wees nie. Ek is opgewek so wat ek oor Satan kan heers. But you say, no, the devil is stronger than me. We mustn't actually take him on. We mustn't actually, jy weet die duiwel is 'n kragtige. Jy weet die duiwel, gee aan die duiwel geen plek nie, want hy is niks nie. Amen. Wat ons nie van hom toe gaan gee en hom toelaat nie. Maar hy gaan my nie weer graf toe vat nie. En jy keer nie terug na die dooie lewe nie en na die dooies toe nie. Ek besoek nie eens grafte nie. En as jy nog grafte besoek, is jou saak. Die dooies het hulle plek en die lewendiges het hulle lewendige plek by God. Wat soek jy daar? God is by die lewendiges. Hulle is of by God of hulle is in die hel. Amen. Ek gee nie eer aan mense wat ek net lief gehad het, wat die Christus Jesus nie geken het, nie bou ken nie. Soos nou eendag daar gesit het daar, die enigste ware vrou, wat haar eie man 'n grafsteen gegee het. Sy 'n groot whiskyborrel gesit daar by Wespark, in sy graf. So sy gelewe het, so het hy gesterwe. Dis die storie. Nie van Psalm 23, die Here is my herder nie. Wanneer is die Here my herder? Wanneer ek bewus is dat hy in my opgestaan. En ek kan dan ook weet dat die sonde gekruisig is. Dat die sonde vasgenaal is. Ek gaan haal dit nie weer van die kruis af nie. Ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer aanhou preek en mense roep tot bekering. Ek wil vir julle ietsie vertel vandag. Asseblief maak die change gou. Maak dit baie gou. Amen. Nie môre nie. Vandag as jy die stem van die Here hoor, verhard jou hart nie, sê die Here.
Tomorrow might never come. Ek sê julle dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Daar's bewys in die skrifte. Hy het aan Cephas Simon verskyn, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers te gelyk. Julle het dit gehoor. Die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het, dood is. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan die apostels en laaste van almal, nee, dis nie die laaste nie, Paulus. Ons lees nou verkeerd. Laaste verskyn het aan my, die ontydige geborene. Miskien was jou geboorte 'n vloekshot. En ek is deur die vloek hier. En ek weet nie hoekom is ek eers in hierdie wêreld ingekom nie. As 'n ontydige, ek weet nie wat is my doel nie. Ek het nie meaning nie. Ek het nie purpose nie. Ek voel so ontydiglik hier. So uit die plek uit weggestoot. Geen, ek kry nie doel nie. Ek kry nie meaning for life nie. Ontydige. In hierdie geval was dit Paulus wat net betydiglik gegryp is. Bonatuurlike. Die ontydige. Hoekom? Want hy verdien om doodgemaak te word, omdat hy sy hele lewe doodgemaak het. En hou op vandag om dood te spreek en die lewe uit te roep vir mense nie. Al het hulle hoe ver geval van God af weg, sal jy nie meer doodspreek oor jou broer nie. Jy sal empatie hê, saam met hom neerbuig, jy sal hom gaan haal en laat hy terugkom op sy regte pad met die Here. En jy sal vuurige kole, hoe sê die skrif, op jou hoof. Hoekom sê ek vers 8 is nie net bedoel vir Paulus nie. Hier eindig nie, want ek wou nog gesê het, gee my vers 9 en skryf die volgende vers 10 toe. Want nie net het hy aan my verskyn, aan Paulus hulle verskyn nie, hy het ook aan my verskyn. Nou sluit ek af. Kom ek sluit net hier af, want daar's nog baie. Ek wil hiermee afsluit en sê, onthou my woorde, toe ek hier in die begin gepreek het, oor die kruis, het ek vir u gesê, het God my 'n vraag gevra, daar in die boentjie tyd. Is nie net boentjies nie, maar, omdat boentjies so lekker groei en vinnig verkoop, move ons met die boentjies. Ek wil amper vanmôre sê, ek raak bietjie crazy. Maar Here Jesus Christus, as jy opgewek is deur Jesus Christus se lewe, dan kies jy om te wil verkoop. Jy koop meer in. Jy koop meer in daai koninkryk. En jy saai en jy maai koninkryk. Opgewekte dinamo-krag. Nie net hop en jump en jive, maar die hart hop en jive, nie die liggaam nie. Dis soos Elfie my wil sê. Ek is bly omdat die blydskap van die Here God my suurtuur gees kom uit my uit wegvat uit. Ek lewe as 'n lewendige getuienis vir Jesus. Prys die Here. Vers 9. Sit jou naam in vers 8. Add 'n bietjie aan. Gemaak nie daar vir my nie. Add aan by vers 8. Sê ook Here Jesus, baie dankie vir môre. Kan jy dit sê? Baie dankie vir môre dat u my die ontydige raak gesien het. Wat was my boontjie oproep vir net daai vorige dag, dat die Here sê, vra vir hulle hoekom bly hulle so stil. Ek wil nie, jy moet nie stil bly net oor die kruis nie. Jy kan nie stil bly oor die kruis nie. Maar sal jy asseblief wakker word en die mense vertel ook van jou opstanding nie. En hou op so skaam wees. Hou op so skaam wees om vir mense nie. Want jy sien al jou, as die duiwel jou kan besig hou met al jou swakhede en jou tekortkominge, hy wil jy sê jy moet op jou sonde let en jou gevalheid en jou verkeerdheid, sodat jy nooit jou mond sal oopmaak en kan uitroep en vir mense kan sê, daar's 'n God
wat kan vergewe en kan vryspreek nie. Gaan heen, gaan maak disippels van alle nasies. Vertel hulle, Jesus het gesterwe, Jesus het opgestaan. Die dood sal in my sterflike liggaam nie meer sy krag hê nie. Sonde wat die dood voortbring, sal my nie meer in condemnation en guilt vashou nie. Die genade van Christus Jesus red jou, en sy genade alleen sal jou red, as jy glo, Christus Jesus is wat hy sê hy is. Wat sal jy doen, wat jou vir die dode laat doop het? Ek hoop nie jy het jouself laat doop nie. Jy is gedoop as 'n dooie. Yes. Jou sonde is afgewas. Luister net, ek's klaar. As die dode geheel en al nie opgewek is nie, beteken jou doop niks nie. Ek wou vanmôre 'n doopdiens hê, maar ek wil nie met mense sit in 'n kerk wat nie die getuienis het van 'n lewendige God nie. En nog by die dooies kuier en rondhang, sonder om die lewendigheid van God se opstanding in hulle lewe te reflekteer en sy kruisdood. For that reason only. That's why we are so loud. Dis hoekom ons so dankbaar is. Daarom is daar 'n kerk nog. As die kerk se mense net asseblief nou wil uitgaan en nie aanhoudend mense wil roep tot bekering nie. Ek hoop in 2026 die Sondag wat hierna gaan volg, gaan ons herlewing sien soos nog nooit tevore onder sondaars nie. Ons gaan mense vat wat in ons eie lewe Elfie kan sien dat die graf is leeg. Die klip is weggerol. Ek lewe regtig waar vir koning Jesus. Amen. Dit was lank. Ek het nie geweet wat moet ek verkondig nie. Ek het nie geweet wat moet ek bring nie. Maar hierdie skrif het vir my net so uitgestaan. Of daai vers 29 nou wil vir jou vertel dat mense soos die ou apostels en die nuwe apostels vir die dooies doop en dan verplaas die paus hulle van die hel af na die hemel toe. Dis jou saak. Daar was sulke rituele. Maar dis nie wat ek wil vertra nie. Ek het dit gesien dat die Here vir my sê, my doop speel 'n groot rol. Daarom as wat ons weet ook as jy gedoop is, met wat se doop is jy gedoop? Met wie se doop is jy gedoop? Dis jy nie gedoop is met die doop van Christus Jesus nie. En jy sien jouself nie vandag as verheerlik, deur God aanneemlik en aanskoulik deur sy genade nie. I'm sorry about that. Oukies, dis my amper sê my laaste preek. Nee, dis nie my laaste preek nie. Ek voel nog ek gaan nog 'n bietjie around wees. Maar ek wil net vir julle sê asseblief, kan ek julle asseblief vra dat ons gaan vashou aan hom. Ek weet nie wat beteken hierdie Paasnaweek vir jou in hierdie ou plekkie vandag. Weet jy wat? Ek was baie krank en siek deur die nag, maar ek wil vir jou vertel. Ek het gesê, Here, is daar nie iemand anders wat net asseblief kan kom preek nie? Ek voel nie. Ek wil uit hierdie ding uitkom, Elfie. Ek het gewag, is dit nie jy nie, is dit nie Boetie wat kom, is daar nie iemand wat net, is die pastoor Joel, is daar nie iemand wat net hierdie sit? Ek roep julle asseblief vanmôre. Ek roep ons tot accountability. Asseblief. You are responsible for the sinner. Want hier is genoeg sondaars hier buite wat die Here vertrou. Jy kan vir hulle 'n leë graf gaan wys. Genoeg gepraat, genoeg gesê. Kom staan op jou voete en dan bid ons gou saam. Elfie, gaan dit vir jou los. Ek voel jy vanmôre bid vir ons. Prys die Here. Aba Vader, ons hier stil word voor U vanmôre. Ons gehoor het wat die prediker gepreek het. Dat U seun opgestaan het vanmôre, sodat ons die ewige lewe kan bring. Vader, wil ek hê elkeen wat hier uitgaan vanmôre,
hulle gedagtes hierso by hierdie altaar sal los en weet hulle is gered deur U. Dat U hulle so lief gehad het vanmôre, U enigste seun gestuur. Ek vra ook so vir elke man en elke vrou wat hier is, Vader. As daar nie 'n manfiguur in hulle huis sal wees, Here, dat U die manfiguur sal wees in hulle huis. Maar as daar 'n pa sou wees, dat hy sy amp opneem vanmôre en sy huis in lyn kry met die woord van God. Amen. Want groter as U is daar nie vanmôre nie. U is die weg, die waarheid en die lewe, soos wat ons gesing het vanmôre. Daar is geen ander hek vanmôre nie, Jesus. Die enigste hek na U toe is U, Here. Ek vra dat U 'n liefde in ons elkeen se harte sal bring. Onvergeefte gesindheid, laat ons dit hier sal los vanmôre en uitgaan met die blydskap van Jesus wat opgestaan het en opgewek het binne in ons. Dat ons 'n lewendige getuie sal wees soos wat die woord gespreek is vanmôre. Bid vir elke kind, Vader, dat die ouers wat hier sit 'n voorbeeld sal wees vir hulle kinders, sodat hulle kinders, die kinders van hierdie nageslag, sal kan grootmaak in U, Here. Mag wysheid en kennis ons hele lewe lank ons vind, deur die genade en die liefde van Jesus Christus. Mag ons uitgaan hierdie Sondag geniet en hierdie skaapbout wat wag by iemand se huis vir ons. Vader, mag ons dan dit geniet hierdie feestyd. Maar onthou dat U altyd in beheer is en U ons lewe en ons pad vorentoe bepaal. Mag ons elke sekond begin met die geselsie saam met U, die verhouding. Want dit is die belangrikste van alles wat ons gehoor het. Mag ons 'n opregte lewe lei saam met U. Was ons skoon. Reinig ons vanmôre met U bloed. Waar U die nagmaaltafel hier is vanmôre. Jesus, U het so baie vir ons gedoen op die kruis. En ons los dit vanmôre. Ek wil hê julle moet almal daar waar julle staan, so 2 minute vat en huil voor die Here. Gee jou lewe terug na die Here wat jy terugsteel elke dag. Ons bid en ons vra vir die Here, Here, doen die vir ons, doen daai. En as ons weer kyk, dan vat ons hierdie gebed terug en ons doen dit uit ons eie, omdat ons nie kan wag nie. Ons kan nie wag op die Here nie. Hy sê, my kind, word stil vanmôre. Wag op my. Hy sê, moenie bekommer wees nie. Die hulp kom net van God.